julle, ons gaan aan met die boek van Esegiel, vanaf hoofstuk 1, die eerste gesig van die gerubs. In die 30ste jaar, in die 4de maand, op die 5de van die maand, toe ek onder die ballelinge by die Kebarivier was, is die hemel geopen en ek het die gesig van God gesien. Op die 5de van die maand, dit was die 5de jaar, van die ballingskap van koning Joachim, het die woorde van die Hemelse Vader uitdruklik gekom tot Esegiel, die seun van Busi, die priester in die land van die Galdeërs, by die Kebarivier, en die hand van die Hemelse Vader was daar op hom. Toe het hy gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike vuur, en 'n glans was rondom die wolk. En daaruit het die vuur het iets soos 'n blinkende metaal geskitter. En daaruit het 'n gestalte van 4 wesens gekom, en dit was hulle voorkoms. Hulle het die gestalte van 'n mens gehad, en elkeen het 4 aangesigte gehad, en elkeen van hulle 4 vlerke. En hulle bene was reguit bene, en hulle voetstoele soos die sole van 'n kalfspoot. En hulle het geglinster soos blink geskuurde koper. En die mensehande was onder hulle vlerke en hulle aan hulle 4 kante, maar aangaande die aangesigte en die vlerke van al 4. Hulle vlerke was aan mekaar verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. Hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan. En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van 'n mens, en al 4 het gesigte van 'n leeu gehad aan die regterkant, en al 4 het gesigte van 'n bees aan die linkerkant. Ook het al 4 die gesig van 'n arend gehad, en hulle vlerke het uitgesprei na boontoe. Elkeen het 2 gehad wat met mekaar verbind was, en 2 wat hulle liggame bedek het, en hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan. Waar die Gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. Aangaande die gestalte van die wesens, hulle voorkom was soos gloeiende vuurkole, soos die voorkoms van fakkels. Die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens. Die vuur het 'n helder glans gehad, en uit die vuur was blitse uitgeslaan. En die wesens het heen en weer gesnel, en aansien soos 'n bliksemstraal. Ek het toe die wesens nader bekyk. Daar was 1 wiel op elke grond langs die wesens, aan elkeen van die 4 voorkante. Die voorkoms van die wiele het hulle maaksel soos die van 'n krisoliet, en al 4 het dieselfde vorm gehad. Daar was hulle voorkoms en hulle maaksel asof daar 'n wiel binne in 'n wiel was. Na al 4 kante het hulle gegaan as hulle gaan. Hulle het nie gedraai as hulle gaan nie, en hulle vellings, die was hoog en was wonderbaar, en hulle vellings was by al 4 rondom vol oë. En as die wesens gaan, gaan die wiele naas aan hulle. En as die wesens hulle van die grond af ophef, word die wiele opgehef. Waar die Gees ook al heen wou gaan, het hulle gegaan in die rigting waar die Gees wou gaan, en die wiele het gelyktydig saam met hulle opgehef, want die Gees van die wese was in die wiele. As die gaan, gaan hulle, en as die bly, staan hulle, en as hulle van die grond af ophef, word die wiele gelyktydig saam met hulle opgehef, want die Gees van die wesens was in die wiele. En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van 'n uitspansel wat blink soos die wonderbare kristal bo oor hulle hoofde uitgesprei. En onder die uitspansel heen was hulle vlerke reguit na mekaar uitgestrek, en elkeen het 2 gehad, wat diskant die ander kant hulle liggame bedek het. En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke gehoor, soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige, 'n gedruis soos 'n gedreun van 'n leer. As hulle staan, het hulle hul vlerke laat sak. En daar het 'n stem gekom bo van die uitspansel af, wat oor hulle hoof was. As hulle staan, het hulle hul vlerke
laat sak. En bokant die uitspansel wat oor hulle hoof was iets wat soos 'n safiersteen gelyk het, in die gestalte van 'n troon, en op die troongestalte 'n gestalte wat soos 'n mens gelyk het. Ek sien toe iets soos 'n blinkende metaal, wat soos 'n lendene gelyk het, boontoe soos vuur, rondom in 'n omhulsel gevat, en wat soos die lendene gelyk het. Ondertoe het ek iets gesien soos vuur met 'n glans daaromheen, soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die Hemelse Vader gelyk, en toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 2, 'n roeping van Esegiel. En hy het vir my gesê, mensekind, staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. En die Gees het in my gekom, sodra hy met my gespreek het, en my op my voete laat staan, en ek het hom gehoor, wat met my gespreek het. Hy sê toe vir my, mensekind, ek stuur jou na die kinders van Israel, na die opstandige nasies, wat teen my opgestaan het. Hulle en hulle vaders het teen my oortree, tot hierdie selfde dag toe. En die kinders is hard van aangesig, en verstok van hart. Ek stuur jou na hulle, en jy moet vir hulle sê, so spreek die Hemelse Vader. Maar of hulle nou al luister of nie, want hulle is wederstrewige huis. Hulle sal moet erken dat daar 'n profeet in hulle midde gewees het. En jy, mensekind, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings by jou is, en jy by skorpioene woon. Wees nie bevrees vir hulle woorde, en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar jy moet hulle my woorde verkondig, of hulle al luister of nie, want hulle is wederstrewig. Maar jy, mensekind, luister na wat ek jou sê, wees nie wederstrewig soos die wederstrewige huis nie. Maak jou mond wyd oop en eet wat ek jou gee. Toe kyk ek, en daar was 'n hand na my toe uitgesteek, en daarin 'n boekrol. En hy het dit voor my uitgesprei, en dit was beskrywe op die voor- en agterkant, en daarop was geskrywe die klaagliedere en gesig en wee. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 3. Daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind. Eet hierdie rol op, en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak, en hy het my die rol laat eet, en vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet, vul jou ingewande met hierdie rol, wat ek jou gee. En ek het dit geëet, en dit was in my mond soos heuning, so soet. En hy het vir my gesê, mensekind, kom gaan na die huis van Israel, en spreek hulle aan met my woorde, want jy is nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel. Nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie. As ek tog na hulle gestuur het, het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal jou nie na jou wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie, want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Kyk, ek maak jou aangesig hard, net soos hulle aangesig, en jou voorhoof hard, net soos hulle voorhoof. Jou voorhoof maak ek hard, soos 'n diamant, harder as 'n rots. Jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle 'n wederstrewige huis is. Verder het hy vir my gesê, mensekind, neem al my woorde wat ek vir jou sal sê in jou hart op, en hoor hulle met jou ore, en kom, gaan na die ballelinge, na die kinders van jou volk, en spreek met hulle, en sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, of hulle al luister of nie. Toe het die Gees opgeneem, en ek het agter my geluid van 'n groot gedreun gehoor wat sê, geloofd sy die heerlikheid van die Hemelse Vader uit sy woonplek. En ek het gehoor die geluid van die wesens se vlerke, wat die een aan die ander verbind was,
en die geluid van die wiele gelyktydig daarmee, en die geluid van die groot gedreun. Toe het die Gees my opgehef en my weggeneem, en ek het gegaan, verbitterd in grimmigheid van my gees, maar die hand van die Hemelse Vader was sterk op my, en ek het by die ballelinge gekom in Tel Abib, wat by die Kebar rivier gewoon het, en by die plek van hulle woning, en ek het daar 7 dae lank verstom in hulle midde gesit. Esegiel as wag aangestel, vanaf vers 16. En aan die einde van die 7 dae het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, Mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur die ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as die regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en die onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarsku het nie. Sal hy deur sy sonde sterwe, en aan die geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. En die hand van die Hemelse Vader was daar op my, en hy het vir my gesê, staan op en gaan uit na die laagte, en ek sal daar met jou spreek. Ek staan toe op en gaan na die laagte uit, en kyk, die heerlikheid van die Hemelse Vader het daar gestaan, soos die heerlikheid wat ek by die Kebar rivier gesien het, en ek het op my aangesig geval. Toe kom die Gees in my, en laat my op my voete staan, en hy het met my gespreek, en vir my gesê, gaan in, sluit jou toe in jou huis, en jy, mensekind, kyk, hulle sit vir jou toue aan, en bind jou daarmee, sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie. En ek sal jou tong aan jou verhemelte laat klewe, sodat jy stom sal word, en vir hulle geen bestraffer sal wees nie, want hulle is wederstrewige huis. Maar as ek met jou spreek, sal ek jou mond open, en jy moet en hulle sê, so spreek die Hemelse Vader, wie hoor, laat hom hoor, en wie dit nalat, laat hom dit nalat, want hulle is 'n wederstrewige huis. Tot sover. Kom ons gaan aan met hoofstuk 4, voorspelling van die toekomstige beleg van Jerusalem. En jy, mensekind, neem vir jou 'n baksteen en sit dit voor jou neer, en teken daarop 'n stad, naamlik Jerusalem. Maak dan 'n belering daarteen, en bou forte daarteen, en gooi 'n wal daarteen op, en stel laarsteen daarteen op, en lê stormramme daarteen aan rondom. Verder neem jy vir jou 'n ysterpan, en sit dit as 'n ystermuur tussen jou en die stad, en rig jou aangesig daarop, en dit sal beleer wees, en jy moet dit beleer. 'n Teken is dit vir die huis van Israel. Gaan lê ook op jou linkerkant, en sit daarop ongeregtigheid van die huis van Israel, volgens die getal van die dae dat jy daarop lê, moet jy hulle ongeregtigheid dra. En ek lê die jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae, 390 dae, dat jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra. En as jy hierdie dae klaar is, moet jy vir 'n tweede keer op jou regterkant gaan lê, en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek een dag op jou. En op die belering van Jerusalem moet jy jou aangesig ry terwyl jou arm ontbloot is, en jy moet daarteen profeteer. En kyk, ek sit jou toue aan, sodat jy jou nie kan omdraai
van die een kant na die ander kant nie, totdat jy klaar is met die dae van jou belering. Ek neem vir jou koring en gars en boontjies en lensies en brood manna en speld en gooi dit in een skottel en maak vir jou daarvan brood, volgens die getal van dae dat jy op jou sy lê, 390 dae, moet jy daarvan eet, en jou voedsel wat jy moet eet, sal in gewig wees 20 sikkels elke dag, en die tyd tot tyd moet jy dit eet. Jy moet ook water by die maat drink, die 6de deel van 'n hin, van tyd tot tyd moet jy dit drink, en as gaskoeke moet jy dit eet, en dit op die mis van die mens bak voor hulle oë. Toe sê die Hemelse Vader, so sal die kinders van Israel hulle brood onrein eet onder die nasies waarin ek hulle sal verdrywe. En ek sê, ag, Hemelse Vader, kyk, my siel is nooit verontreinig nie, en ek het van my jeug af tot nou toe aas of iets wat verskeer is geëet nie, en daar is geen bedorwe vleis in my mond gekom nie. Toe sê hy vir my, kyk, ek het vir jou beesmis gegee in plaas van mensedrek, daarop moet jy jou brood klaar maak. Ook het hy vir my gesê, mensekind, kyk, ek verbreek die staf van die brood in Jerusalem, en hulle sal brood by die gewig en met kommer eet, en water by die maat, en in stomme smart drink, sodat hulle gebrek aan brood en water het, en die een met die ander verstom staan, en hulle ongeregtigheid wegkwyn. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 5 van Esegiel. En jy, mensekind, neem vir jou 'n skerp swaard as skeermes, moet jy dit vir jou neem, en laat dit gaan oor jou hoof en oor jou baard. Daarna moet jy vir jou 'n weegskaal neem, en die hare verdeel. 'n derde deel moet jy binne in die stad met vuur verbrand, as die dae van belering verby is. Dan moet jy 'n derde deel neem, en met die swaard stikkend kap rondom die stad, en as 'n derde deel moet jy in die wind strooi, en ek sal 'n swaard agter hulle uittrek. Jy moet ook 'n klein bietjie daarvan neem en dit in jou slippe bind, en daarvan moet jy nog weer neem en dit binne in die vuur gooi en dit met vuur verbrand. Daar sal vuur van uitgaan in die hele huis van Israel. So sê die Hemelse Vader, dit is Jerusalem. Ek het dit onder die nasies gestel, en lande is daar rondomheen. Maar dit was wederstrewig teen my verordeninge, goddeloser as die nasies, en teen my insettinge meer as die lande daar rondomheen. Want hulle het my verordeninge verwerp, en in my insettinge nie gewandel nie. Daarom so sê die Hemelse Vader, omdat julle opstandiger is as die nasies wat rondom julle is, in my insettinge nie gewandel het, en my verordeninge nie betrag het nie, selfs na die verordeninge van die nasies wat rondom julle is, nie gehandel het nie. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek het dit teen jou, ja, ek sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oë van die nasies, en om al jou gruwels ontwil, sal ek aan jou doen wat ek nooit gedoen het nie, en wat so nooit weer sal gedoen word nie. Daarom sal die vaders die kinders opeet in die midde, en die kinders sal hulle vaders opeet, en ek sal strafgerigte oefen in jou midde, en ek sal al wat van jou oorbly na die windstreke verstrooi. Daarom so waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, gewis, omdat jy my heiligdom verontreinig het, met al jou verfoeisels en met al die gruwels, sal ek my ook onttrek, my oog sal nie verskoon nie, en ek sal ook nie spaar nie. 'n derde deel van jou sal aan die pes sterwe, en deur die hongersnood in jou omkom, en 'n derde deel sal deur die swaard rondom jou val, en 'n derde deel sal ek na al die windstreke verstrooi, en ek sal die swaard agter hulle uittrek. So sal dan my toorn uitgewoed, en ek sal my grimmigheid tot rus bring teen hulle en aan my voldoening verskaf.
en hulle sal weet dat ek, die Hemelse Vader, in my ywer gespreek het, as ek my grimmigheid teen hulle laat uitwoed. En ek sal jou 'n pynhoop en 'n voorwerp van smaad maak onder die nasies wat rondom jou is, voor die oë van almal wat verbygaan. En dit sal 'n voorwerp van smaad en skimp wees, 'n waarskuwing en 'n voorwerp van verbasing vir die nasies wat rondom jou is, as ek strafgerigte in jou oefen, 'n toorn van grimmigheid en in 'n grimmigheid strawwe. Ek, die Hemelse Vader, het dit gespreek. As ek die verderflike pyle van hongersnood teen hulle uitstuur wat tot verwoesting is, wat ek uitstuur om julle te vernietig, dan sal ek die hongersnood oor julle vermeerder en julle straf van die brood, ek sal dit verbreek. Ja, hongersnood en wilde diere wat jou kinderloos sal maak, sal ek oor julle stuur. Ook sal ek pes en bloedvergieting in jou rondgaan, en ek sal die swaard oor jou bring. Ek, die Hemelse Vader, het dit gespreek. Tot sover.